Ek vertrou dat ons ook in hierdie môre, hierdie byeenkoms hier in die huis van die Here sal geniet as gemeente saam en dat ons vooraf lekker gaan saam sing. Net weer die ou storie, ons ken hom al. Die selfone asseblief, ek sien hy het nou net op die bord ook gekom, maar onthou maar skakel hom maar af. En dan die kerse daar aan my linkerkant, wat u kan aansteek as u voel dat u dit vir iemand wil doen. Die blommetjies daarvoor op die tafeltjie, as u een wil neem vir iemand, u is welkom om dit te neem. En dan wil ek ook net noem, die diens word opgeneem en is beskikbaar op YouTube na die diens. Ons sê welkom aan Herberg aan See en vertrou dat hulle ook lekker met ons gaan saam sing. Ons eerste lied vanmôre, ons begin met lied 207 uit die liedboek. Ons sing verse 1, 2 en 4, eer aan die Vader. Ons volgende lied is 'n volklied, vonk 77, ou bekende, bring my die ou tyding, en ons sing daar verse 1 en 2.
Psalm 100, vers 1 en 3. Ons sing die ou beruiming, Tosius beruiming, wat agter in ons boekie nog vir ons opgeteken is. So ons sing daar vers 1 en 3. Ek wil net noem, as hier van u dalk in die kerk is wat vir Dominee Roedeker wil hoor, hy preek vanoggend in die saal, net hier agter ons. Ek noem dit maar net, as u dalk hier sit te wag en hy nie op die preekstoel verskyn vanmôre nie. Goed, ons volgende lied is Halleluja lied 227. Ons sing daar verse 1 tot 3. En die lied se naam is Laat ons skyn vir Jesus, so vir 'n hele klompie van ons sal dit 'n baie bekende lied wees van ons vroeër jare. Ons volgende lied is vonklied 120. Ons sing verse 1 en 3 daar, soos 'n wilsbok.
baie dankie vir die mooi samesang. Ook dankie aan Lenet en ook daar agter Elise, hulle sit so stil. Lenet sit nou nie so stil nie, maar Elise sit so stil daar agter. Baie dankie vir julle bydrae om ook hierdie voorsang vir ons so aangenaam en mooi te maak. Ons verwelkom vanoggend vir Dominee Johan Rousseau op die kansel. Ou bekende Dominee, baie welkom weer hier by ons. Dankie. Goeiemôre. Baie dankie dat u hier is. Hier is die klank aan. Die klank aan. Bij mij is die aan. Net een paar afkondigings. Ons vra die voorbinding vir mense wat in die hospitaal is. Dan Ferdi Loubser van Gansbaai, Club Geldenhuis die Kelders en dan ook Herberg van Sier, allemaal wat ziek en ongesteld is, hulle op aan die genade van die Here. Jan Coetzee, Frans Kraal is oorlede, van sy familie en naastbestaandes vra ons dat u sal dink aan hulle in die gebede. Hy het nie 'n battery ingehad nie. Vriende, dan wil ek ook graag net vir u vra, VGK, hou besaar, u weet Blombos, Blompad, en hulle kom daar by u om, baie dankie dat u ook vir hulle ondersteun. Hulle is ook afhanklik van ons steun. En dan, ek trek nou eintlik u been, maar ja, iemand moet miskien net kyk, van volgende week af moet daar mos nou 3 dominees op die afkondigings wees. En daar is mos net 1 vir dag. So, ek weet, daar is nou gisteraand eers georden, maar dat dit net van volgende week af ook sy besonderhede is en sy kontak besonderhede. Goed, dit gebeur so klokslag elke jaar, maar dit moet maar gebeur, ons verjaar. Is daar enige iemand wat verjaar vandag? Ek wil graag lekkers, daar so, baie geluk en baie voorspoed en 'n mooi jaar. Daar ook. Is lekker om ander mense so goed uit te deel, so, steek op die hande. Is daar nuwe intrekkers? Ons is altyd so bly as daar nuwe intrekkers is. Nee. Kan van u onthou dat u getroud is? Ek bedoel, ekskuus, u is almal getroud, maar dat dit vandag u huweliksherdenking is. Ek het eendag by 'n oom gekom en hy is toe 50 jaar getroud. En ek sê vir die oom, baie geluk oom, wat is die geheim? Kan ek het 'n bietjie in die preke verkondig? Hy sê nee, dominee, asseblief nie, die geheim is 7 stelle tande wat ek opgebyt het. So, dit kan ek nie met deel nie.
'n doopdatum. Dit is wonderlik dat u dit onthou. Waar is u gedoop? Somme. O, my ou goeie vriend Herman Oosthuizen was jare daar predikant gewees. Dit is goeie water waarmee u gedoop is, want u lyk pragtig na die doop. En ja, so ek het almal, daar's niemand wat ons oog geslaan het nie. Jy moet nou nie weggaan en sê, die Johannes so kort, hy kan nie oor die banke sien nie, so hy het my misgekyk nie. Vriende, dan wil ek die Christuskerk Kersbrand onthou. Dit is altyd vir ons, God is hier. Toe jy daar by die deur instap, toe die Heilige Gees al gesê, ek is bly om jou hier in die gemeenskap van die gelowiges te sien. Jy weet die feit, as ons Bybel vat, ons bring baie keer nie meer Bybel saam nie, maar as ons kerk toe kom, dan leer ons 'n geweldige getuienis. Wat dink ons van hierdie dag? En daar's baie mense wat anders as ons dink. En wat is vir ons belangrik op hierdie dag? En daar's ook baie mense wat van ons verskil. Ons beklei nie met hulle nie, ons sê dit net. U lewe 'n wonderlike getuienis om te kom. Dan wil ek graag veral vir al ons dominees oor al die jare wil ek 'n kersie opsteek. Weet jy, die Here het met my 'n wonderlike pad geloop. Ek het eintlik wonderlike herinneringe aan die dominees. Dominee Bosman en ek, ons is nogal groot vriende gewees. Jy het hom geken. Dominee D.W.A. Pretorius, na wie die saal genoem is. Toe ek so 'n pikkie was, ek het nou nie baie groter geword nie, maar toe was hy die eerste dominee van die afgestigte gemeente Bellville Noord. En daarvan dan het hy na u toe gekom. So ek onthou hom baie goed. Ek onthou hoe ons ver gestap het in die aand. En die Pinksterdienste wat toe nog in Bellville Moedergemeente was, se saal gaan bywoon het. Dominee N.J., hy was vir 11 jaar my medeleraar. So ek het nogal baie kontak met die dominees, of van die dominees gehad. Al die dominees, oor al die jare, al die wonderlike werk wat hulle in die naam van die Here gedoen het. Dan wil ek net nog een kers aansteek. En dit is vir almal wat swaar kry. Ek het die week by iemand gekuier en die persoon sê vir my, sy kry maar swaar, haar man is oorlede. Sy sê vir my, daar het iets wonderliks met haar gebeur. En ek hoop dit gebeur met die almal. Sy sê, so oorkant haar huis, is daar so 'n veldjie, en sy sien daar is 'n dame met 'n kamera. En sy stap na die dame toe en vra haar nou, wat doen jy? Sy sê, nee, hier is 'n besonderse voeltjie hier in die veld, en ek wil hom afneem. Maar my man is oorlede, en God troos my vandag deur die natuur wat ek afneem. Mag God die almal troos, deur die natuur, deur die vlammetjie, deur sy hier wees en u belewenis van hom.
dan wil ek net spesiaal vir Dominee Rudiger van Huisteen sê baie welkom. Al is hy nou nie hier nie, maar baie welkom in Gansbaai. Mag jy hier baie gelukkig wees en mag die Here jou as 'n heerlike instrument sy hand gebruik saam met die ander om sy koninkryk te bou, waaroor ons preek vanmôre gaan. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Geliefdes, ek groet u in die naam van God die Enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Nou, vriende, vandag is koninkryks, of dit is nou koninkrykstyd en vandag se preek se tema is koninkrykstyd. Nou, u moet onthou, almal van u wat hier sit, almal van ons, is koninkrykskinders. En as koninkrykskinders het ons regtig 'n baie bevoorregte posisie. Nou, as koninkrykskinders behoort ons aan 'n koninkryk, God se. En nou wil ek vra dat u eers saam met my sing, want God se koninkryk het mos nou vir ons opdragte. Wat moet ons as koninkrykskinders doen? En dan sing ons sittende, ja, nee, laat ek net dit reg sê, wat is God se reël? Wat wil God hê moet ons as koninkrykskinders doen? En dan sing ons lied 250 sittende, verse 1 en 5. Nou, God sê, hy vra van ons, jy sal dit in die preek ook hoor, dit is sy nommer 1 opdrag vir ons, dat ons hom oor alles sal lief hê. En dat dit ons dan die geestelike energie sal gee, om welvoeglik te lewe, gekruisig na die vlees. Met ander woorde, my ou wil, die sondige wil, wat die wêreld op my wil afdwing. Dit ek deur die genade van God aan die kruis mee klaargespeel. En nou, wat is ons reaksie? Hoe gaan ons sigbaar maak in die wêreld? Hoe gaan ons laat mense sien? Maar God bestaan, hy leef. Ek sing ons lied 526, maar sing hom 3 maal, Afrikaans, en dan die Latijn. Elise, ek is reg, né? Latijn,
Afrikaans en dan Latyn en dan weer Afrikaans. So sing ons 3 maal. Buig die hoofde, sing dit bidden saam met my. Wonderlik, u en ek sal vir God sigbaar maak waar daar liefde is en deernis. Mag ons koninkrykskinders, mag ons vir hom sigbaar maak deur te lewe soos ons gesing het. Ons begin ons erediens met lied 528, lied 528 en daarvan strofes 1 en 3 en ons sing dit as koninkrykskinders. U het dit vir die Here in u lied gesê, die hele bestaan behoort aan hom. Miskien moet u net saam met my dink, is daar nie nog dinge wat ons maar vir onsself hou nie? Is daar nie dinge wat vir God 'n gruwel in sy oog is nie? 'n man kom eendag na my toe, vra ek moet vir hom 'n getuieskrif skryf. En hy het aansoek gedoen vir 'n baie belangrike werk. Hy's baie goed in sy werk. Maar ongelukkig was daar 'n skerp kant in sy lewe. Soms
het hy te veel gedrink en sy vrou geslaan. Nou wat moet ek vir hom skryf? Ons vra baie van die Here, maar daar is die skerp kante. Koninkrykstyd is om aandagtig na God se woord te luister en dan lewensveranderende besluite te neem. Ons gaan lees uit die boek Daniël. Ek gaan nie lang gedeeltes lees nie, maar ek wil regtig vir u vra, wil u nie vanaand, of wanneer u weer Bybel lees, Daniël lees, net die eerste gedeelte, net tot nadat Daniël se vriende in die brandende oond gegooi is. En daarna is daar wat ons noem 'n apokaliptiese gedeelte, 'n gedeelte wat voorspel wat aan die einde gaan gebeur. Jy kan dit ook lees, is God se woord, is baie belangrik, maar vir koninkrykstyd is die eerste deel van Daniël baie belangrik. Hemelse Vader, baie dankie dat U vanoggend aan my kamervenster met die vroulike sonstrale kom klop het. En vir my gesê het, jy koninkrykskind, saam met jou vrou, koninkryksvrou, word wakker op hierdie dag wat ek vir julle gegee het. Lewe vandag as koninkrykskinders, soos die son daar buite skyn en die aarde opvrolik. Wil jy nie ook skyn soos ons gesing het, laat ons skyn vir Jesus. Daar is mense soos die dame wat troos soek in die natuur, want sy hart is seer. Mag sy by jou troos vind. Mag sy by jou vrolikheid vind. Mag sy by jou genade en liefde en deernis vind. Here, ons dankie vir Dominee Rudiker wat hier in Gansbaai by ons aangesluit het. Ons glo U het hom hierheen gebring en U gaan hom op wonderlike wyse soos al die dominees oor al die jare gebruik om U koninkryk te laat kom. Om van ons koninkrykskinders te maak, wat die vreugde daarvan geniet. Want Here, dit bly onverstaanbaar, dat mense met dwelms en drank en huismoles hand om die lyf loop. Dit kan mos nie lekker wees nie. Dit kan mos nie aangenaam wees nie. En tog is so baie mense so lief daarvoor. Here, maak soos ons gesing het. U die pottebakker en ons die klei, vorm ons, Here, volgens U woord. En dat daar op die gesig 'n glimlag sal verskyn as U na ons kyk. En U vir ons kan sê, my kind, my dogter, my gemeente. Julle maak die koninkryk sigbaar, omdat daar liefde is en deernis. Vergewe Here ons sonde, wees met hulle wat hartseer is, hulle wat in hospitale is, hulle wat eensaam is, en ook hulle wat vandag moet werk, belangrike werk moet doen. Wees met hulle almal.
Amen. Nou vriende, ons lees in Daniël, hoofstuk 1, en daar lees ons vanaf die 8ste vers. Daniël was egter vas van voorneme, dat hy homself nie sou besoedel met die koning se kos en die wyn wat die koning gedrink het nie. Hy het toe die toesighouer oor die paleisamptenare vergunning gevra dat hy homself nie hoef te besoedel nie. En dan die belangrike vers, want ek dink u ken Daniël se geskiedenis. Maar ek wonder of u al dit gelees het. God het gesorg dat daar by die toesighouer oor die paleisamptenare 'n goeie gesindheid en ontferming was teenoor Daniël. God het gesorg dat daar by die man ontferming was teenoor Daniël. En dan Daniël hoofstuk 3, en daar lees ons van, ek gaan net hoofstuk 16 ook lees, dan dit wat op die bord is, Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en vir koning Nebukadneser vergestalting van die sonde, van 'n verkeerde lewenswyse, van 'n verkeerde lewensrigting. Ons het nie nodig om oor hierdie saak aan u 'n antwoord te gee nie. En dan, as ons God wat ons dien, ons kan red uit die vlammende vuuroond en uit u hand, o koning, sal hy ons red. Indien nie, laat dit dan aan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. As God anders wil as ons wil, dan moet dit aan u bekend wees. Koning, ons sal u gode nie dien nie. Sadrag, Mesach en Abednego, saalsak, meelsak, brandewijnsak. So het kinders van afgeleë plase in die jare toe hulle pastorie toe moes gaan vir hulle 14-daagse katekisasie, om, soos dit in die volksmond gesê is, hulle boerematriek te skryf, probeer om hierdie vreemde name te onthou. Sadrag, Mesach, Abednego. Saalsak, meelsak, brandewijnsak. Vriende, ons is in die koninkrykstyd. En dit het ek nou vanoggend reeds vir u gesê. Nou, koninkryk tyd beteken, ons behoort aan 'n koninkryk. Net soos, kom ons sê nou maar Engeland. Daar is 'n koning, koning Charles. En die koninkryk het tog wette, daar's reëls. Mense moet die koninkryk se wette gehoorsaam. Maar ons weet, mense doen dit nie. En daarom is ons tronke so vol. Dis mense wat nie
die reëls en die wette wil gehoorsaam. Wat jy ook heel aan die begin moet hoor, is dat daar oor al die eeue 'n verwoede stryd was tussen die ryk van die lig en die ryk van die donker. Die ryk van God en die ryk van die sonde. Blaai eerste bladsy van die Bybel oop en dan wys die stryd sy tande. Adam en Eva. Hulle luister na die sonde. Dit is ongehoorsaam. En dan as ons eentjie in die Bybel aangaan, dan kom ons by die Jode en Moses op die berg, en dan die stryd. Hulle maak hulle eie kalf. Die goue kalf. Hulle wil 'n God hê wat hulle kan sien. Hulle wil 'n God hê op hulle voorwaardes. En dan, as baie stryde, maar ek gaan nou nie almal noem nie. En dan, die kruisiging van Jesus Christus. Weg met hom, weg met hom. Ons wil hom nie hê nie. Hy is nie ons koning nie. Dis die stryd tussen die sonde en die lewe, tussen die lig en die duisternis. Nou moet ons vanoggend mooi verstaan. As ons sê dat ons koninkryk kinders is, en u is almal koninkryk kinders, dan is die belangrikste wet in ons lewe: soek eers koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God. En dan die belangrike tweede gedeelte. En God sal al die ander dinge vir julle byvoeg. Nou, ek wil nie my preek vooruitloop nie, maar ek moet daarom nou die nuuskierigheid bevredig. Nou, wat is die ander dinge wat God byvoeg? Daniel het eers die koninkryk van God gesoek, kom nou daarby, en dan voeg God vir hom by: ek bind die bekke van die leeu's vir jou toe. Dis wat God byvoeg. En Daniel se vriende sal u later hoor wat het God vir hulle bygevoeg. En daarom, geliefdes, pas dit ons vanoggend om die boek Daniel, om dit met 'n opmerksame hart te lees. Dat as ons vanoggend, as God vir ons vra, nou maar, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Dan vra u vir hom: Here, dat ek vanoggend in Daniel, die geskiedenis van Daniel, lewensveranderende waarhede my eie sal maak. Want dit is wat in koninkrykstyd moet gebeur. Onderdane moet hulle lewe verander. Nou vriende, 'n fout wat baie gelowiges maak, is hulle dink as jy glo, dan het jy die eindpunt bereik, dan is jy daar. En dis nie waar nie. As jy glo, dan begin jy 'n lewensreis saam met God.
So reis vanoggend saam met die Heilige Gees en God enig deur die boek Daniël. Nou, vriende, die eerste wat ons moet lees in die boek Daniël, in Daniël hoofstuk 1, vers 8. Daniël was vas van voorneme dat hy homself nie sou besoedel nie. En dan voeg God by, hoe mooi, hy stem die hart van die paleisamptenaar gunstig. Hy doen dit, sodat Daniël nie gedwing word om die kos te eet nie. Nou, hoekom wil Daniël die kos nie eet nie? Want daar was 2 gesigspunte. Die eerste gesigspunt is, jy dien die lewende God van die Israeliete, of jy dien die Baals van Nebukadneser in die Babyloniese ryk. En wanneer daar dan nou 'n tafel gedek is en almal kom nou eet, Daniël moet en sy vriende, hulle moet daar saam eet, hulle moet opgelei word, lees ons in die doen en late van die Babyloniërs. As die kos dan op die tafel is, word die wyn geskink en dan sê die seremoniemeester, heil, Baal. Baal het vir ons hierdie kos, hierdie tafel, hierdie lewe gegee. Baal gaan ons gelukkig maak. Baal gaan vir ons sorg. En Daniël sê, nee, ek gaan dit nie doen nie. Nou, jy moet onthou, Daniël was 'n jong knaap toe dit gebeur. Hy het in die Hebreëse, in die Joodse godsdienst, moes hy pas 'n belydenis van geloof afgelê. Dit word genoem die bar mitzwa. En vir die dogters, die bat mitzwa. En dan moet die op 14, 15-jarige ouderdom, dus hoekom ons dink, dit is Daniël was in daardie ouderdomsgroep, bietjie ouer, dan word hy na die klaagmuur in Jerusalem geneem. Die muur wat daar gebou is, om die plek waar die tempel gebou is, bietjie groter te maak, om oppervlakte te vergroot, dat die tempel daar kon staan. Daar gaan bid die Jode mos dag en nag. Vandag nou is daar mense besig om te bid. En daar moes Daniël lees uit die Hebreëse Bybel, Deuteronomium 6. Shema Israel, God, Jahweh. Hoor Israel, Shema Israel. God is 'n enige God. Daar is niemand soos hy nie. Hy is die ware God. Nie die Baals van Babylonië nie. En daarom het hy gesê, ek gaan my nie besoedel nie. Nou ek het reeds gesê, Daniël was 'n jong seun. Sê dit nie iets vir sy ouer huis nie? Sê dit nie iets vir sy belydenis aflegging nie? Wat ons almal gedoen het? Maar dis nie al toe u beloftes, 'n belofte wat u aan die Here gemaak is nie. Toe u kinders laat doop het. Toe u getroud is. Het u 'n belofte aan die Here gemaak. Laat daardie belofte vir u vandag sê, ek sal my nie besoedel aan die sonde van hierdie wêreld nie.
Of dans u maar rustig saam in die gees van die tyd. Weet jy, dit sê iets vir die huis waaruit Daniël kom. Sê iets vir sy ouers. Ek wil net vanoggend vir u vra, in die naam van God, wat sê, u is sy koninkrykskinders, skep u vir u kinders, u kleinkinders, vir u self, 'n veilige ruimte, waar ons vir God kan kies. 'n Ruimte waaruit ons sê, ek sal my nie besoedel aan die gode van die wêreld nie. Dwelms, drank, seksuele losbandigheid. Vriende, ons moet ernstig daaroor dink. Is ons 'n koninkryksgesag? 'n koninkryksgeslag wat so 'n wêreld, so 'n leefruimte vir ons kinders skep. Koninkryk tyd, het ek gesê, moet vir u lewensveranderende besluite laat neem. Here, u alleen wil ek dien. U koninkryk alleen wil ek soek. Kom ons gaan aan na Daniël se vriende, Sadrag, Mesach, Abednego. Hulle was gelukkig om 'n vriend soos Daniël te hê. Is u gelukkig met die vriende wat u kinders en die kleinkinders het? Is u gelukkig met die jong man? Is die jong man se ouers gelukkig met die meisie of die persoon wat my kind matriekafskeid toeneem? En wat van die agterna partytjie? Is dit iets wat God se goedkeuring wegdra? Is dit iets waar my kind die koninkryk van God kan soek? Is dit 'n plek waar kinders en gelukkig is daar? En ek dank die Here daarvoor. Sê, ek sal my nie besoedel oor met dit wat hier gebeur nie. Ek eis maar elke jaar, en ek bid ernstig en lange vir die na-matriekbyeenkoms wat in Plettenberg Baai plaasvind en op baie ander plekke. Is dit plekke waar Sadrag, waar ons kinders kan tuis voel? Sadrag, Mesach en Abednego, en dit moet u hier hoor. U ken die ander geskiedenis van hulle in die 4 oond, maar u moet dit hoor. Hulle sê, al doen God nie wat ons van hom vra, want hulle wil tog hê, hy moet hulle red. Al doen hy dit nie, moet jy weet, koning, ons sal nie vir jou afgod buig nie. Iets waarop ons baie moet let as koninkrykskinders. Deesdae as iemand siek word, of iemand is in 'n ernstige ongeluk, of iemand, baie van ons kinders is oor see, en dan kom hulle in 'n ongeluk, en dan ontstaan daar telegramme. Almal moet bid
dat hierdie persoon gesond moet word. Natuurlik moet ons bid. Maar hoe moet ons bid? Ons moet bid dat God se koninkryk kom. Dat sy naam geheilig word, dat sy wil geskied. Gaan lees hier ons Vader. Ons moenie bid, Here, hierdie kind, hierdie seun, hierdie dogter moet gesond word nie. U is nou in 'n hoek. Ons het u nou vasgedruk met ons gebede. U het nie 'n keuse nie. Dis onbybels. Dis nie wat God wil hê. Ons moet doen nie, en dis waarom ons baie maal teleurgesteld staan. Soek eers die koninkryk van God, en dan voeg God vir jou al die ander dinge by, die gesond word, die herstel, dit wat ons so graag wil hê. So wanneer daai persoon siek is, rondom sy siekbed en sy hospitalisasie, moet mense kan sien, hier is God koning. Hierdie mense vertrou met hulle hele hart op die Here. En as God nie doen wat hulle graag wil hê nie, dan is hulle nie vir God kwaad nie. En dan sê hulle nie, ek verstaan nie vir God nie. Want sê nou maar, ons bid vir iemand. God word verheerlik, sy naam word geheilig, sy koninkryk kom daardeur. En hy word nie gesond nie. Wat voeg God vir hom by? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis wat gaan gebeur. Vandag is jy saam met my in die paradys. Is dit nie verreweg die beste plek om te wees nie? So vriende, Daniel se vriende leer vir ons. Ons kan nie ons wil op God afdwing nie. Ons kan nie bid asof God nie 'n keuse het nie. En dit is wat Daniel vir ons lewensveranderend in hierdie tyd wil leer. Bid volgens God se wil. Bid dat sy koninkryk kom. Moenie die orde omdraai nie. Ek kom eendag by 'n dame en ek vra vir haar, mevrou, hoekom is jou kinders nie in die kategese nie? So, jy moet tog maar baie ook vir die nuwe leraar bid. Want ons kom in baie, baie moeilike situasies. 'n Oom kom na my toe. Hy sê vir my, dominee, ek het al my geld nou op die kinders se naam belê. Teken net gou hierdie aansoek vir SASSA pensioen. Ek sê vir hom, oom, ek kan dit nie teken nie. En daai oom, hy is my kwaad vir die res van my bediening daar in daai gemeente. Ek vra vir die dame, hoekom kom die kinders nie in die kategese nie? Ag, dominee Johan, die kinders is in die koshuis, en hulle het Saterdag sport gehad, hulle het die hele dag sport gehad, hulle het Saterdag aand laat by die huis gekom, ag, hulle kan vanoggend nou maar 'n bietjie laat lê en 'n bietjie laat slaap. Sê ek vir mevrou, as ons al die ander dinge in die wêreld soek, en nie die koninkryk van God nie, dan is ons op 'n valse pad. Dan is jy besig om aan hierdie kinders 'n geweldige onreg te doen. Jy moet uit Daniel se geskiedenis gaan lees. Die sonde die met 'n woedende aanslag in hierdie wêreld. Belsasar bou mos 'n beeld wat tot daar in die hemel gaan.
soos die toring van Babel. Hy het woedend gereageer toe hy hoor, hierdie 3 manne aanbid nie sy beeld nie. Die mense kom sê vir hom, ag mag dit van u almal waar wees, en ek glo dit van u waar. Hulle kom sê vir hom, Belsasar, ons sal niks teen daai 3 manne kry, as ons dit nie in hulle godsdiens kry nie. Ag, dat die mense maar in ons godsdiens kry. Goed waaroor hulle ons wil aankla, of slegs lê, of wil aanvat. En dan, jy weet, ek het so geglimlag. Belsasar, Nebukadneser, ek sukkel ook met die name, Nebukadneser, hy tier so, die vuur word 5 maal warmer gemaak. Ek bedoel, as 'n vuur jou brand, dan brand hy om ons. Dan is jy dood. Hoekom nou 5 maal? Maar jy sien, dis die sonde. Hy gaan tot die ekstreme. Jy moet nou maar in die koerant lees. Was nou die weer. Hier's nou 'n man wat nou 'n tweede huwelik wil hê. Hy gaan vir die bruid se pa en ma miljoene rand gee. Die bruid gaan 50 miljoen rand op haar naam belê kry. Vriende, wat sê God daarvan? God sê, die huwelik is 'n verbintenis tussen 'n man en 'n vrou. Nou, hy wil nou nog 'n vrou hê, en sy vrou is blykbaar daarmee tevrede. Waar gaan die wêreld heen? Wat is ons besig om te doen? Hier gebeur skrikwekkende goed in hierdie wêreld. En u moet lewensveranderende besluite neem, dat u vir u kinders en vir u huis 'n veilige ruimte kan skep, waar hulle kan leer en besluit, ons sal ons nie besoedel aan die dinge wat verkeerd is nie. En nou, die koning vreeslik ingenome, hy kry die sterkste ouens, al die liggaambouers, jy weet, hy sterk manne, hulle moet kan ver staan, dat hulle kan ver die ouens gooi, dat hulle in die vlamme kan val. Ag, hoe dwaas kan mense nie wees nie. Niks is by God onmoontlik nie, en daarom brand daai manne dood. En daar's nie eers 'n reuk van vuur aan Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego nie. Is dit nie wonderlik nie? Want niks is vir God onmoontlik nie. En wat God vir hierdie 3 jong manne bygevoeg? Hulle wat gesê het, al bewaar die Here ons nie van die vuur nie. As dit sy wil is, dan sterf ons. Want dan sê hy vir ons, vandag is julle saam met my in die paradys. Maar Nebukadneser kom soos 'n verskrikte uit sy paleis. Ek sien 4 mense in die oë. God het vir Moses gesê, ek is wat ek is. En dit beteken, ek is altyd teenwoordig, waar jy my koninkryk is. En ek is altyd besig in jou lewe. En God moet die koning erken. Ek sien iemand soos 'n godeseun. God is saam met sy kinders in hierdie lewensreis van hulle geloofsreis. En dit het veroorsaak dat hulle in die vuuroond beland. Maar God is saam met hulle daar. Is God saam met jou? Op jou siekbed,
by jou worsteling met jou familie, jou finansies, jou kinders, is hy teenwoordig, omarm hy jou in sy liefde, in sy genade, in sy hulp en sy krag. Vriende, tyd haal my in. Die boek Daniël is geskryf vir koninkrykskinders om altyd te weet, die kwaad sal nooit die goeie oorwin nie. Die duisternis sal nooit die lig uitdoof nie. God se almag en sy werke sal nooit gestop word nie. Verheug u daarin dat u aan so 'n God se koninkryk kan behoort en sy koninkryk kinders is. Here, u doen wonderwerke. U het die polisiebeampte gunstig gestem. So het hy al baie in ons lewe, onbewus daarvan, dinge laat gebeur, en dinge nie laat gebeur nie. Net die ewigheid sal ons eendag daarvan vertel. Gee vir ons, Here, om soos Daniël te sê, ek sal my nie besoedel nie. Om soos Sadrag, Mesach en Abednego te sê, al laat u nie gebeur wat ek vra nie, ek weet, u is wat u is, altyd by my. Amen. U kan nou u môreoffer aan die Here wy.
Here, met hierdie offer soek ons u koninkryk. Dankie dat u sal byvoeg wat ons nodig het. Amen. Daar het u gehoor, op die afkondigings, daar is mos nou tee na die intreepreek, so die van u wat wil gaan tee drink, is baie welkom, jy is nie uitgesluit nie, want ek het nou nie aan die konsistorie tee nie, ek het dan 'n glasie water daar, maar ek sal nou nie vir almal kan water gee nie. Vriende, kom ons sluit af met lied 519, en hoor nou mooi, wees stil en weet ek is die Heer, leer aan om stil te word en die Here te ervaar. Voor enige probleem. Tolstoj het vir iemand vir hom gevra, wat is jou beste raad? Toe sê die ou, Tolstoj vir die ou, man, gaan sit. En dan kyk jy net om jou rond. Gaan sit, kyk jy net om jou rond. Wees stil en weet, ek is die Heer. En dan vers 4, die laaste strofe, ek is by jou. In die 4 oond, ek is by jou, want ek het dit beloof. Vers 1 en 4. Ek is by jou, soos ek beloof, want ek is wie ek is, God, altyd by jou. Amen.